Goeienaand en welkom by Boekevat uit 8. Ek is hierso vanaand as deel van Junie se jeugmaand en ek gaan vandag my perspektief lewer oor die Pinksterreeks. Ek gaan vanaand vir julle lees uit Efesiërs 4 vers 1 tot 6 en net so 'n bietjie agtergrond oor Efesiërs. Dit is 'n brief wat Paulus geskryf het aan 'n kerk in Efese. En iets om in gedagte te hou is, in die tyd was Paulus nog in die tronk, so hy kon nou nie in persoon die mense gaan aanspreek nie, maar hierdie brief was geskryf as 'n riglyn vir die kerk in Efese oor hoe hulle moet optree in hulle nuutgevinde geloof. 'n Bietjie agtergrond oor Efese, dit was maar eintlik 'n garraplek. Dit was afgode, pagans, als wat die pad byster is, was nou daar. En hierdie klein gemeente wat nou daarso gestig is, moet nou die half nuwe lig bring in Efese. Kom ons lees saam. Daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here in gevangenis is, om te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Deur mekaar met volkome nederigheid, saggeaardheid en met geduld in liefde te verdra. En julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar. Daarom die band van vrede. Deur een liggaam en een Gees, soos julle ook deur hulle roeping tot een hoop geroep is. Een Here, een geloof, een doop, een God en een Vader van almal. Wat oor almal en deur almal en in almal is. Wat ek uit hierdie stukkie uitkry, is dat op die einde van die dag is ons almal kinders van die Here, met die Gees in ons. En vir ons om mense anders te hanteer as 'n kind van die Here, werk ons nie na dieselfde doel toe nie. Op die einde van die dag is ons almal, het ons unieke deel in die kerk wat ons moet vervul. En ons moet mekaar ondersteun daarin. En ek spoor julle aan om in die week wat voorlê, dit in gedagte te hou en God in almal raak te sien. Lekker aand verder.